Aan die einde van hierdie jaar is die eerste kwart van die 21ste eeu verby. Ons is aan die begin van 2025 en ek groet jou in die naam van hom wat nooit verander nie, Jesus Christus, gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Ons skrifgedeelte kom uit Efesiërs hoofstuk 5 en ek lees vir ons van vers 15 tot 20 en ek praat met jou oor om as 'n wyse te leef in hierdie nuwe jaar. Leef as wyses in 2025. Ek haal vir ons uit die 2020 vertaling aan. Paulus skryf, hy sê, let daarom sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees. Terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing, en God die Vader altyd oor alles, in die naam van ons Here Jesus Christus dank. So wat sê ons vir mekaar aan die begin van hierdie jaar? Ek kan jou nie beloof dat 2025 beter gaan wees as 2024 nie. Wat ek wel kan doen is om jou te herinner aan die wil van die Here. Hoe God wil hê dat ek en jy elke dag van hierdie jaar sal lewe. En dan kan ek vir jou 'n belofte gee van die Here af vir hierdie jaar. Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Die ou vertaling sê, hy sal jou paaie reguit maak. 'n reguit pad, 'n gelyk pad. Soos die ou vertaling sê, hy sal jou paaie gelyk maak. 'n reguit pad, 'n gelyk pad, is 'n pad waarop dit gemaklik is om te loop. Wil jy graag in hierdie jaar gemaklik loop? Wil jy hierdie jaar op 'n drafstap deurgaan? Dan moet ek jou herinner aan die Here se wil. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Hy sal jou paaie reguit maak. Paulus begin sy brief aan die gemeente in Efese deur hulle as heiliges aan te spreek. Ek skryf aan die heiliges wat in Efese is. Dit beteken nie dat hulle maar kan leef soos wat hulle wil, vieslik kan lewe en nog steeds kan voortgaan om as heiliges beskou te word nie. Een van die hoofredes waarom Paulus sy brief aan hierdie gemeente skryf, is juis om vir hulle te sê, in Jesus Christus is julle heiliges. Leef dan nou soos mense wat heilig is. Ons moet verstaan dat Jesus Christus die heilige van God is. En as ek en jy deur ons geloof in hom is, word ons ook heiliges, net soos wat hy heilig is. Ons word ook heiliges. Nie deur ons werke nie, nooit, hoegenaamd nie, maar op grond van wat Jesus vir ons aan die kruis
gedoen het. Maar as ons dan nou in Christus heiliges is, dan moet ons lewenstyl ook begin aanpas by wie ons is in Jesus Christus. Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 1. Hy sê, volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders. En hoe moet ons leef? Leef in liefde. En dan in vers 8, Efesiërs 5 vers 8 skryf hy, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, let op, in die Here, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Let asseblief op. Paulus sê nie, hulle is soos lig nie. Hy sê, in Jesus is julle lig. Is julle lig. Daarom, leef dan nou soos kinders van die lig. In Christus is ons heilig. Daarom, laat ons leef soos mense wat heilig is. In Christus is ons lig. Daarom, laat ons lewe soos kinders van die lig. En dan kom Paulus by ons skrifgedeelte wat ons gelees het, Efesiërs 5 vanaf vers 15 tot 20, en hy begin deur te sê, daarom, hoekom? Omdat ons lig is. Omdat ons moet leef soos kinders van die lig. Daarom, sê hy, moet julle noukeurig let op hoe julle leef. Met ander woorde, hy sê ons moet mooi kyk. Omdat ons lig is, moet ons mooi kyk. Ons moet versigtig wees. Ons moet seker maak dat ons reg leef. Hoe moet ons leef? Paulus sê vir ons, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. In die Grieks staan daar letterlik, nie as onwyses nie, maar as wyses. En hierdie twee begrippe, hierdie twee woorde, om nie as onwyses te leef nie, maar as wyses, dit is waaroor al die verse wat ons gelees het, van vers 15 tot 20 gaan, is oor hierdie twee woorde, hierdie twee begrippe, om nie as onwyses te leef nie, maar as wyses. En as ons hierdie twee woorde, onwys en wys, as ons twee ankerpunte het, dan voer elke reeltjie van die verse wat ons gelees het, van vers 15 tot 20, een van hierdie twee woorde verder. Let noukeurig op hoe julle leef, word verder gevoer deur koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Met ander woorde, as ons versigtig wil wees, as ons noukeurig daarop wil let, om as wyses te leef, sal ons die tyd moet uitkoop, wetend dat die dae vol boosheid is. Moenie as onwyses leef nie, word verder gevoer deur, moenie dronk word van wyn nie, want dit lei tot losbandigheid. Leef as wyses word weer verder gevoer deur probeer verstaan wat die wil van die Here is en word vervul deur die Heilige Gees. So, as ons as wyses wil leef, in hierdie jaar wat voorlê en vir die res van ons lewens, dan sal ons ten minste 3 goed moet doen. Eerstens,
ons sal die tyd moet uitkoop om as wyses te leef, moet ons die tyd uitkoop. Paulus sê ons moet die tyd uitkoop, omdat die dae vol boosheid is. En jy moet dit weet. As ons nie die tyd uitkoop nie, sal ons vind dat ons dae al hoe meer vol boosheid word. Hoe kan ek dit sê? Omdat boosheid nie altyd blaatant in jou gesig boos is nie. Boosheid kan baie subtiel wees. Boosheid gaan ook oor goed soos selfsug, gierigheid, hebsug en materialisme en liefdeloosheid. As ons nie die tyd uitkoop nie, sal ons vind dat ons dae al hoe meer vol van hierdie goed word. Nou, om iets te koop beteken ek moet 'n prys daarvoor betaal. As ek 'n motor koop, moet ek die prys van die motor betaal. As ek die prys betaal, kan ek die motor in ontvangs neem. Dieselfde geld vir ons tyd. As jy tyd wil uitkoop, is daar 'n prys wat jy moet betaal. En dit beteken, om dit vir jou eenvoudig te stel, dit beteken, wat gaan jy los? Dis die prys. Dis die prys wat jy moet betaal. Dis hoe jy tyd uitkoop. Wat gaan ek en jy los om tyd te maak? Dis waar dit gaan. Wat gaan ek en jy los? Wat gaan ons prys gee om tyd te maak? Minder tyd op my selfoon, sodat ek tyd kan maak vir my gesin. Minder tyd besig met my werk en ontspanning, sodat ek tyd kan maak vir God se woord, vir gebed, en ja, om Sondag kerk toe te kom. Baie belangrik. Hoekom? Want ek en jy is nie in die eerste plek materie nie. Ons is in die heel eerste plek gees. Ek is 'n gees wat in 'n liggaam woon. As ek my pinkie afkap, en ek vat die pinkie wat afgekap is en ek gooi dit in die straat, en mense ry oor my pinkie wat nou in die straat lê, oor en weer, ek weet nie eers daarvan nie, ek voel dit nie. Ek kan die pinkie vat en ek kan hom begrawe, ek kan hom in die vuur gooi, ek sal niks voel nie, want die pinkie is maar net materie, maar ek is meer as materie. Ek is 'n gees in die eerste plek, wat binne in 'n materiële liggaam woon. En as ons nie die tyd uitkoop, om ons gees te voed nie, sal jy vind dat jou lewe al hoe meer oppervlakkig word, en al hoe leer word. Is dit hoe ons wil leef? Oppervlakkige lewens? Lewens wat nie gravitas het nie? Lewens wat leeg is, betekenisloos is? Wat nie sin het nie? Ek dink nie so nie. Ons almal wil graag lewens lei wat saak maak, wat betekenis het, wat sin het, wat beantwoord aan 'n doel. Lewens wat diepte het, wat karakter het, wat gravitas het. As ons dit wil hê, my vriend, sal ons die tyd moet uitkoop. Daar's goed wat ons sal moet los. Dink 'n bietjie. Wat moet ek los, sodat ek tyd kan maak vir die goed wat my gees voed? Ek sal moet tyd maak vir God se woord, vir die Bybel, om te lees. Ek sal moet, dis baie eenvoudig, ons sal moet tyd maak vir gebed. Ons sal moet tyd maak vir ons gesinne. Ons sal moet tyd maak vir die samekoms van gelowiges. Dalk moet jy so 'n bietjie vroeër op 'n Saterdag aand in die bed kom. Dalk moet jy minder televisie kyk. Iets gaan jy moet los, sodat jy 9:00 of 10:00 Sondagoggend in 'n diens kan wees. Dalk nie so laat partytjie hou nie. Sodat jy iewers moet jy iets los. Daar's 'n prys wat jy moet betaal.
Wat gaan jy opgee? Wat gaan jy prys gee? Om die tyd uit te koop, om te belê in dit wat belangrik is. Tweedens, om as wyses te leef. Sê Paulus, moet ons probeer verstaan wat die wil van God is. Hy sê dit in vers 17 van ons skrifgedeelte. Hy sê basies dieselfde ding in Efesiërs 5 vers 10, wanneer hy sê, beproef wat vir die Here aanvaarbaar is. Beproef wat vir die Here welbehaaglik is, of aanneemlik is. Vers 10, beproef wat vir die Here aanneemlik is. En die Here hier gaan oor Jesus Christus in besonder. Want die woordjie kurios word gebruik, is die Griekse woord vir Here, en dit dui op Jesus Christus. As ons as wyses wil leef in hierdie nuwe jaar en vir die res van ons lewens, sal ons moet probeer verstaan wat die wil van Jesus Christus is. Ons sal moet probeer beproef, ons sal moet beproef wat vir die Here aanneemlik is en dit doen. Ons grootste uitdaging vir hierdie nuwe jaar is om te probeer verstaan wat die wil van Jesus Christus is vir my gesin, vir my eie lewe en dan ook vir ons gemeente, ons kerk. Baie goed verstaan. Ek is 'n pastoor van 'n gemeente. Die gemeente is nie my gemeente nie. Dis Jesus se gemeente. Dis nie die kerkraad se gemeente nie. Dit is ook nie in die eerste plek die lidmate se gemeente nie. In die heel eerste plek is dit die gemeente van Jesus Christus. En daarom is dit krities belangrik dat ons as gemeente sal beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ons moet probeer verstaan as 'n gemeente wat die wil van Jesus Christus is. Dieselfde geld vir ons gesinne, dieselfde geld vir ons persoonlike lewens. 'n Christen se lewe sentreer rondom die wil van Jesus Christus. En ons grootste bron van vrede is wanneer ek weet dat ek in die wil van die Here is. Dat ek besig is om die wil van die Here te doen. Niks in hierdie wêreld sal jou meer vrede gee as die wete dat ek is besig om die wil van die Here te doen. Ek is in die hartjie van sy wil. Maar wat is die wil van die Here? Uit die aard van die saak moet ons probeer verstaan. Maar soms kan die begrip, die wil van die Here, vir ons baie abstrak wees. As daar in 'n gemeente 200 mense is, en die predikant sal vra, wat is die wil van die Here, sal jy waarskynlik 200 verskillende antwoorde kry, juis omdat dit so abstrak is. En tog hoef ons nie te raai nie. Het jy geweet, daar is duidelike, pertinente skrifgedeeltes, verse in ons Nuwe Testament wat vir ons baie duidelik sê wat die wil van die Here vir ons is. Ons hoef nie te raai nie, ons kan maar net gaan soek na hierdie skrifte en begin om dit te doen. En onmiddellik sal jy begin vind dat jy al hoe meer in die wil van die Here leef. So dis baie belangrik. En dan derdens, as ons as wyses wil leef in hierdie nuwe jaar en vir die res van ons lewens, dan moet ons vervul word deur die Heilige Gees. Ons moet vervul word deur die Heilige Gees. Paulus skryf in ons geleesde gedeelte, moenie dronk word van wyn nie, moenie bedwelm word deur wyn nie,
want dit lei tot losbandigheid. So hier is die proses. Wyn het 'n bedwelmende effek op my verstand, wat my vrolik maak. Ja, ons ken dronkverdriet, maar voor jy by dronkverdriet uitkom, word jy gewoonlik eers heel vrolik. Maar hierdie is 'n vrolikheid wat lei tot losbandigheid. Met ander woorde, ek het nie meer brieke nie. Ek kan nie, daar's geen weerstand in my teen die begeertes van my vlees nie. As jy dronk is van wyn, dan verdwyn alle weerstand. Jy het geen weerstand meer teen die begeertes van jou vlees nie. Jy sê goed wat jy nie moet sê nie, en jy doen goed wat jy nie moet doen nie. Aan die ander kant, om vervul te word deur die Heilige Gees, het ook 'n bedwelmende effek op my verstand, wat my vrolik maak. Maar hierdie is 'n vrolikheid, wat uitloop op psalms, lofsange, geestelike liedere, en 'n vloed van dankbaarheid teenoor God in die naam van sy Seun Jesus Christus. 'n Vloed van dankbaarheid. Nou ons weet wat psalms is. Ons weet wat lofliedere is. Maar wat is geestelike liedere? Ek herhaal, as ons vervul word deur die Heilige Gees, het dit gewoonlik 'n bedwelmende effek op ons verstand, wat ons vrolik maak. Dit maak dat ons wil sing. En ja, ons sing psalms en ons sing lofsange. Maar ons sing ook geestelike liedere. Wat is hierdie geestelike liedere? Paulus skryf in 1 Korintiërs 14, ek sal met die verstand sing, maar ek sal ook met die Gees sing. Met die verstand sing ons psalms en lofliedere, maar met my gees sing ek geestelike liedere. Met ander woorde, my verstand is nie meer betrokke daarbey nie. Ons sing geestelike liedere. Ek praat vanuit die konteks van die AGS, vanuit die Pinksterbeweging, en een van die redes waarom ek weet dat die Pinksterkerke, en ek praat spesifiek van die AGS, nie so vol is van die Heilige Gees soos wat ons byvoorbeeld in die 80er jare was nie, is dat geestelike liedere feitelik heeltemal uit ons kerke uit verdwyn het. Met ander woorde, waar 'n hele gemeente met die Gees sing. Nou is dit baie interessant, in my vakansietyd hier oor Desember, Januarie, het ek Frank Bartleman se boek gelees oor die Azusa Straat herlewing wat in Los Angeles tussen 1906 en 1908 uitgebreek het. Frank Bartleman was 'n ooggetuie. Hy was self in Azusa Straat, maar hy het ook rondgereis. En vanuit Denver skryf hy die volgende. Hy sê, there was much of the singing in the spirit at Denver as at Azusa. This particular gift seemed to accompany the work wherever it broke out. Waar die gees van die Here mense gevul het, gemeentes gevul het, oral waar dit gebeur het, sonder dat gemeentes van mekaar geweet het hierdie fenomeen posgevat. Mense het spontaan met die Gees begin sing. As jy 'n Pinkstergelowige is, wanneer laas het jy dit ervaar? Wanneer laas het ons dit belewe? Ja, die Heilige Gees wat ons vul, het 'n bedwelmende effek op ons verstand.
Dit maak ons vrolik, dit maak dat ons met ons verstand wil sing, maar soms het ons die woorde nie, en dan sing ons met ons gees. As ek en jy vol van die Gees is, in hierdie nuwe jaar en in die tydperk wat kom, sal ons vrolike mense wees, al vergaan die wêreld rondom ons. Maar jy moet ook weet, ek kan myself nie vul met die Heilige Gees nie. Paulus skryf hierdie sinnetjie in die lydende vorm, juis hieroor. Hy sê, word vervul deur die Heilige Gees. Met ander woorde, is nie ek wat myself vul nie. Hy sê nie, vul jouself met die Heilige Gees nie. Hy sê, word vervul, dis die lydende vorm. Met ander woorde, dis die Heilige Gees wat my vul. Maar as ek 'n bottel het, en daar's 'n prop op die bottel, kan ek water in hierdie bottel probeer gooi, totdat ek blou is. Die bottel sal nie gevul word met water nie. Ek moet eers die prop afdraai. Dan kan die bottel gevul word met water. Die Heilige Gees wil ons vul. Wil elkeen van ons vul. Maar hy kan ons nie vul as ek en jy 'n prop op het nie. Dit beteken, ek en jy sal moet toelaat en ons sal onsself moet oorgee, sodat die Heilige Gees ons kan vul. En as ek langs 'n bottel staan wat dalk net so groot is soos ek, waar's die prop? Dis hierbo, is dit nie? En dikwels is dit ons verstand wat die laaste vesting is wat moet val, voordat die Heilige Gees ons kan vul. Die prop moet afkom, die prop moet uit die pad uitkom, sodat God se Gees my kan vul. So as ek en jy wil lewe as wyses in 2025, eerstens sal ek en jy die tyd moet uitkoop. Daar's goed wat ons gaan moet los, om tyd te maak, om ons gees te voed, tyd te maak vir die belangrike goed in ons lewens, wat vir ons diepte gee, en ons lewens sinvol en betekenisvol maak. Ons sal moet probeer verstaan, tweedens, wat die wil van die Here is, Jesus Christus, vir my lewe, vir my gesin, vir ons gemeentes. En laastens, ons sal vervul moet word deur die Heilige Gees. Die Gees van God, wat ons vrolik maak, met 'n stroom, 'n vloed van dankbaarheid, teenoor God die Vader, in die naam van sy Seun, Jesus Christus.